Welkom volgend hierso. Dit is 'n bietjie anderste en bietjie ontwrigtend. Want die kruis was erg ontwrigtend geweest. En Jesus se vriende en sy navolgers het nie geweet wat om daarvan te maak nie. Hulle was letterlik soos skape sonder 'n herder. Maar Sondagoggend het gekom. En Jesus lewe. En Paulus sê daarvan in 1 Korintiërs 15, wat ek graag vir julle lees, oor hoe belangrik die opstanding is. As daar geen opstanding van die dooies is, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis vir God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig dat hy Christus opgewek het. As Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sonde. Vriende, hierdie is nie sommer net versnaaksigheid nie. Hier is 'n stuk simboliek hierin vanoggend. As Jesus nie opgestaan het, was daar nie 'n kerk. Dan was die kerk se deure toe. Dan is ons net nog 'n klap gewees waar ons lekker saam kuier. Maar omdat hy opgestaan het, kan ons die deure oopmaak en kan ons instap en kan ons vir mekaar vanoggend sê die Here het waarlik opgestaan. Kom ons doen dit soos wat die vroeë kerk het gedoen het. Julle het dit 10 keer al gehoor. Die vroeë kerk, die voorganger gesê die Here het opgestaan en dan het die gelowige gesê hy het waarlik opgestaan. So, die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En omdat hy opgestaan het, kan ons die deure van die kerk oopmaak, want hy is die Here van die kerk. Dankie daarvoor. En nou kan ons instap en kan ons die Here loof en prys.
Liewe vriende, baie welkom weer eens vanoggend in die erediens, ook vir die van julle wat saam met ons kyk op YouTube. Baie welkom op hierdie mees besonderse dag wat ons gedenk, dat die Here opgestaan het en dit maak al die verskil in die lewe. Die evangelieskrywer sê vir ons, die eerste ontmoeting met Jesus, tussen Jesus en al sy disippels, is waar hy verskyn saam met hulle in die kamer. En dan sê hy die volgende vir hulle: vrede vir julle. Dis die eerste woorde wat Jesus vir hulle sê, vrede vir julle. En daarmee wil hy sommer net sê, ek het opgestaan, dit is volbring, en hierdie verlossende liefde is ook vir elke een van julle. So vanoggend sê die Here vir elkeen van ons, ook die opgestaande Here, sê vir elkeen ook van ons, vrede vir julle. Kinders, kom kuier julle asseblief hierso by my, want ek het julle hulp nodig. Sy. Kom, maak plek vir ons maatjies. Julle kan sommer op die mat ook sit as julle wil, maatjies. Of kom sit hierso op die trappie hierso by my, dis dalk lekkerder. Daar sy. Wie van die maatjies hierso hou vakansie hierso, wat nie hier bly nie? Lekker vakansie. Van waar af is julle? Van Pongola af, hierso op met die pad. Ja, ons is so bly dat julle saam met ons kuier. Vriende, as jy besoeker is vanoggend hierso, sommer besonder baie welkom. En ons hoop dat julle kuier regtig lekker is. So, kom ons begin by die belangrikste ding. Wanneer dit donker is, wat doen ons? As dit nag is, en jy kan nie lekker sien waar om te loop nie, wat doen jy? Sit jou flits aan of steek die kers aan, en dit maak dat ek kan sien waar ek loop. Vrydag, wat het Vrydag gebeur? Kan julle onthou? Dink so 'n bietjie, wat het Vrydag gebeur? Ok, dink so 'n bietjie. Ek weet julle het dit in julle koppe, dit gaan nou deurkom, sis. Die kruis. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. Gesterf beteken hy dood gegaan, né? Hy is dood gewees. So, ons het Vrydag het ons die kers uitgeblaas. Maar nou wat is nou hier op Sondag? Wat sê ons nou, wat het gebeur op die derde dag, op Sondag? Sis? Hy het opgestaan. So, ons vra vir ons maatjies, sal jy vir ons die kers kom aansteek? Om vir ons te sê, Here Jesus, dankie dat U opgestaan het. Jy kan hom aansteek daarso. Daar sy. Dankie. Here Jesus, U het opgestaan. Die dood kon U nie oorwin nie. Die duisternis kon nie hou nie. U lewe. U lig skyn en U lig skyn vanoggend ook hier in ons lewe. En daarvan lees ons uit die Bybel uit. Wie gaan vir ons kom help oopmaak hierso? Kom help vir ons, maak vir ons oop. Ons lees daarvan dat Jesus lewe, lees ons uit die Bybel uit en dit is vir ons belangrik. En ons lewe ook, né? Verjaarsdag maatjies. So my vrou en my dogter het vir my gesê, jy mis baie keer mense. So hulle het vir my 'n nuwe triek geleer. Is daar enigiemand in daai blok wat verjaar het in hierdie week, of in die week wat kom, ons maak dit sommer dubbel. Anyone? Daar's verjaarsdag maatjie. Wie gaan vir ons help? Sal jy vir daai tannie sjokolade gaan gee? So steek jy hand op. Baie geluk. En nou is ons in die middelblok. Enige een van julle wat verjaar het, gaan verjaar. Daar's een hand. Julle vir ons help. Sy kan nie net vakansie hou nie, ons steek julle in die werk.
En nog, sis, jy het verjaar, né? Baie, baie geluk. Harry, baie, baie geluk. En nog, asseblief. OK, en dan is ons by daai blok, wat verjaar het, gaan verjaar. So Jana, jy verjaar volgende Saterdag. Dan is ons nie hier nie. Ons sal vir jou enetjie gee. Sal jy vir haar gaan gee? Steek jou hand op. Is daar nog? Daarso. Goed, en wat is ons verjaarsdag wens? Kan julle onthou? Ons moet hom begin onthou. Mag jy weet dat die Here jou liefhet. Verjaarsdag maatjies, mag jy in jou nuwe lewensjaar weet dat die Here vir jou baie, baie liefhet. Ons wil hulle sing. Julle reg. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Daar sê. Goed, en wat nou lekker is vir oggend, hier is vir elkeen van julle 'n paaseier. Nou paaseier is nie sommer net goeder wat die winkel verkoop en niks weet van wat eintlik met Paasfees aangaan nie. Daar's vir ons 'n spesiale ding rondom 'n eier, dit is die teken van lewe. Waar dink julle waar kom kuikentjies vandaan? Plukke mense hulle van die boom af? Nou waar kom hulle vandaan? Uit 'n eier uit, hy groei binne in 'n eier en dan, wat gebeur dan? Hoe kom hy uit? Want dis 'n dop. Julle het al gesien. Julle moet 'n bietjie gaan kyk wat mamma vir julle wys. Daai dop kraak, 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 kraak en kom die kuikentjie se kop uit die dop uit. En vanoggend sê ons die graf van Jesus het gekraak en hy het opgestaan. Hy lewe. So kryf julle elke een van julle kan 'n paaseier kry, kan ek help my kollega, kom help vir ons. Sal julle hou daar vir al die maatjies hou asseblief. En as jy die paaseier eet en jy kan hom maar eet terwyl ek preek ook. Jou ma hoef nie vir jou oë te trek nie. Dan dink jy daaraan dat Jesus Christus opgestaan het. Die dood is gebreek. Daar sy en vir jouself enetjie het jy gekry. Okay. So kry. Sy enetjie kry. Goed, so, kom ons bid saam, ons sê, Here Jesus, terwyl ons hier so by mekaar is, baie dankie dat U lewe, dankie dat U die dood se bande gebreek het, dankie dat U lig skyn oor die wêreld en ook in ons lewe, ons aanbid vir U, U is waarlik die Here, U is waarlik die Seun van God. Amen. Amen. Dankie julle, julle kan gaan sit by julle mamas en papas. Vriende, Paasfees, Paaszondag, kom na ons toe en dit vra die vraag vir elke een van ons vanoggend. Jy en ek moet amper al weer vir onsself vra, wie is Jesus? Wie is die Here wat ons aanbid? Dit is 'n verskriklike belangrike vraag. Dit is miskien die belangrikste vraag in die lewe wat jy vir jouself kan aanvra. Wie is Jesus vir my? En ons gaan uit Johannes 19 uit, gaan ons lees oor die Paasgebeure, oor die Paaszondag.
Die Sondagmôre vroeg toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Die trauma van die kruis, hy is dood, en nog boonop dit ook, sy liggaam is weg. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Julle ken vir Petrus, né? Hy is die voortvarende ou wat op die water wil loop. Voortvarende ou wat die soldaat se oor afkap. Petrus hou nie terug nie. Hy is in die graf in. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna die ander disipel wat eers by die graf gekom het, ook ingegaan. Hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Belangrike goeters hierdie. Ek sien dit, maar ek verstaan nog nie lekker wat hierso gebeur het nie. Daarna het die disippels weer huis toe gegaan. Jesus verskyn aan Maria Magdalena, maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dis die tuinopsigter en sy het vir hom gesê: "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê: "Maria." Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom: "Rabboni." Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ek vaar op na die Vader toe wat ook julle Vader is, na my God wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê: "Ek het die Here gesien." En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Hierdie vraag wat Jesus vir Maria vra is nie net dood eenvoudige vraag. Weet jy, wat maak jy hier en wie soek jy nou nie? Daar's 'n baie dieper liggende ding waarmee Jesus na haar toe kom. Jesus werk nogal mooi met mense. Hy kom nie na die disippels toe en sê: "Ag, Vaderland, wat moet ek nou nog doen om julle te laat glo nie?" Hy werk nogal op 'n mooi sagte manier, werk hy met hulle, en op 'n mooi sagte manier werk hy ook met Maria. Hy vra, sodat sy eintlik self tot die ontdekking kom. Hy sê nie vir haar nie, hy lei vir haar daarin tot die ontdekking. Daarom vra hy vir haar: "Wie soek jy?" En dan verwoord Maria: "Waarvoor is ek hier? Ek soek die een wat Vrydag gekruisig is. Dis die een wat ek soek." Daar is nie 'n greintjie van 'n moontlikheid van dat hy moontlik sou kon opstaan nie. Dit is nie binne hulle verwysingsraamwerk nie. Vrydag het gekom, hy's dood. Ons het hom in doeke toegedraai, ons het hom in die graf gesit. Dis waar dit stop. Dis die een wie ek soek. Wie soek jy? Vra Jesus. Want hy weet eintlik wat in hulle harte aangaan. Ons soek die gekruisigde een. Ons soek die een wat dood is. Ons soek sy liggaam. Dis die een wie ons soek. Nou vriende, ons moet nie te hard wees op Maria nie. Ek het 'n goeie idee. Ek sou dieselfde
gereageer het as die disippels. Want dit is net so buite 'n mens se verwysingsraamwerk dat hy wat dood is regtig weer kon opstaan. Ons breine kan dit nie lekker vat nie en ek wil vir jou vandag sê tot vandag toe kan ons dit nie lekker verstaan nie. Want ons werk baie, die meeste van ons goeders werk met goed wat ek kan verklaar, wetenskaplike goed, wat ons kan verklaar en sê dit is hoe dit werk en dit is hoe dit is. En hier gebeur iets buite 'n verklaring, buite 'n wetenskaplike verklaring. Jesus Christus het opgestaan. Ek dink aan 'n storie wat Connie Burger, Connie is 'n teoloog en 'n oud predikant, 'n wonderlike skrywer, wat hy vertel oor 'n oom in Stellenbosch en dit was hier rondom die eerste vaart na die maan toe. Watter jare was dit? 1967 of daar rond. Maar in elk geval, die Amerikaners sit 'n man op die maan en almal die hele wêreld praat daaroor. En nou vertel hy van die oom wat in sy voortuin besig is om met sy buurman gesels hieroor. Kom ons sê dis die oom se naam is Piet. Jammer vir al die Piete, maar julle name kom maar. Oom Piet, wat dink jy daarvan van hierdie man wat op die maan is? Oom Piet was 'n werktuigkundige gewees. Hy het met masjiene gewerk en goed, het alles reg gemaak. En hy het vir sy buurman gesê, "O buurman, ek werk nou al baie jare met masjiene. En ek sê vir jou, hierdie is 'n storie. Daar's nie 'n manier dat jy 'n masjien kan bou wat 'n man op die maan sit nie. Buite ons verwysingsraamwerk, buite die grynste oomblik van moontlikheid dat dit moontlik kan wees. Die opstanding was so gewees. Wie soek jy? Ons hak baie keer vas as ons aan Jesus dink, hak ons vas by Vrydag en Saterdag. Want dis die kruisiging en die dood. Ons hak daarby vas. Paulus sê, as dit is waar ons vashak, is ons geloof nutteloos. Jesus wil vir ons lei met sy vraag, wie soek jy, om verder te dink en te sê, Here, ek verstaan nie, maar ek glo, U is die Here, U het opgestaan, dankie Here daarvoor, dankie daarvoor, dat U opgestaan het. En ek wil vanoggend vir jou sê, dis net die Heilige Gees ook, wat vir 'n mens tot hierdie oortuiging kan kom, want met jou verstand gaan jy en ek dit nie uitredeneer nie. Die Heilige Gees met ons oortuiging vir ons lei, vanoggend vir ons vra, wie soek jy? Wil jy nie verder soek as die gekruisigde nie? Wil jy nie in 'n ontmoeting kom met die opgestaande Here, sodat ons huil en sê, maar ek huil nie sonder hoop. Ons is hartseer oor Vrydag, want ons weet, Sondag het gekom. Tweede ding wat Jesus vir Maria sê is, moet my nie vashou nie. Het jy ken van when-we's, né? As jy van 'n plek afgekom het, en dit was baie lekker daar, en jy is op 'n nuwe plek, en dan dink jy terug aan when we were there, and when we in. En Maria dink, wow, wonderlik, ons gaan terug na die ou dae toe ons saam met Jesus geloop het, wonderwerke gedoen het, deur dorpe gegaan het, en mense se lewens aangeraak het. Sy is by hierdie when we. Dankie, leermeester, ek sien u en ons gaan weer die ding doen soos in die verlede. En dan wil Jesus vir haar sê, Maria, dit gaan nie wees soos in die verlede nie. Moet my nie vashou nie. Moet nie die manier hoe ek werk ook vashou nie. Ons hou baie keer aan God vas. Ons prentjie van God is, u moet die wonderwerker wees. Dis ons prentjie. Nou ons is baie keer teleurgesteld in God en in Jesus as die wonderwerk nie gebeur nie, né? Want ons prentjie is, God is die wonderwerker. Jesus wil dit kom oopbreek en sê, ek is meer as die wonderwerker. Ek is Here. En in moeilike tye, as dit vir jou voel, die antwoord kom nie, is ek nog steeds by jou.
al die pad. Moet my nie vashou nie, moet my nie in 'n boksie sit. Want ek is meer as dit as wat jy dink. Jesus wil vir haar sê, moet my nie vashou nie, Maria. Jy gaan ontdek dat ek baie meer gaan doen as in die verlede. En Jesus het opgestaan in sy liggaam, maar daarna verskyn hy tussen mense, né? En is hy dan op die plek en dan is hy op daai plek. Hy is nie meer vasgevang in ruimte en in tyd nie. Dis die opgestaande Here. Op watter manier probeer ons dalk nog die Here vashou? Skep ons 'n Jesus wat by ons denke inpas. En wil hy vanoggend ook vir ons sê, hey, moet my asseblief nie vashou. As jy dink jy het die Here uitgefigure, is jy besig met 'n afgod. Want afgode is maklik om na te kyk en te beheer en vas te hou. God is altyd meer. Altyd meer as wat jy of ek ooit kan dink of verstaan. Om die opgestaande Here beter te volg is om te laat gaan en te sê, reg Here, ek los. Ek hou nie vas nie, ek los. Kom wys U vir my weer opnuut wie U is en wat U wil doen. Kom ons sing hierdie lied, so lekker lof- en aanbiddingslied, waar ons eintlik vir die Here sê, Here, U is meer en ons wil U naam groot maak. Lord, I lift your name on high. Vriende, ons gaan so 'n bietjie verder aan met Jesus se gesprek met Maria. En die wonderlike ding wat Jesus vir haar sê is, ek maak julle nou deel van God se familie. Persoonlik, Jesus het vir haar gesê, Maria, geloof is 'n persoonlike saak. Dit is 'n persoonlike verhouding met die opgestaande Here, wat vir jou en vir my op ons name roep en vir ons ken. Wat weet wie ons is en waardeur ons is, wat in ons lewe aangaan. En daarom kom hy ook vanoggend en kan hy ook jou en my op die naam roep, as hy as opgestaande Here vanoggend hierso is. Dan gaan hy verder aan en hy sê vir Maria, gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Daar's geen meer
laat ek so sê, dis een van die mees intieme verhoudings waarin 'n mens in hierdie lewe kan wees, is die verhouding met 'n ouer. En Jesus, as opgestaande Here, sê vir jou en vir my, ek en jy mag maar kinders van God genoem word. Ek en jy kan weet vanoggend dat ons 'n Vader het. 'n Vader wat vir ons omgee. En as ons hieroor praat, is ek pynlik ook bewus, dikwels is ons prentjie van ons aardse pa nie goed nie. Almal het nie 'n oulike pa en 'n oulike ma gehad nie. En dan maak dit vir ons baie keer moeilik om oor God as ons Vader te dink. En ek het begrip daarvoor en die Here het begrip daarvoor. Maar dit kan ons nie keer om toe te laat dat die Vader vir ons in sy arms neem en vir ons vanoggend sê deur sy opgestaande Here Jesus, jy is ook my kind. Opstandingssondag beteken dat ek kan sê Vader, Abba, Papa. En daar is geen ander geloof in die wêreld waar daar so 'n persoonlike verhouding met God verkondig word. Ander godsdienste, sonder dat ek hulle wil afbreek of afkraak, maar is gewoonlik godsdienste op 'n afstand. God is ver, God is kwaai, God is die God van oordeel. Ek moet offers bring om hom gelukkig te hou. Ek moet oppas vir hom want hy's 'n kwaai God. Opstandingssondag sê, God is my pa, ek is sy kind, ek mag maar wees. Ek hoef nie toestemming te vra in die huis of ek iets mag eet nie. Want kinders hoef dit nie te doen nie, behoort dit nie te doen nie. Hy is my pa en ek is sy kind. En kan ons dit lekker begryp? Dit is ook amper te groot vir ons verstand, om vanoggend net weer te besef, God is my Vader in Jesus Christus. Kom ons sing dit saam. Hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God? Die wonder van ons Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele uitbring juig. Hy is gekleed in lig, en duisternis moet vlug, dit kon hom nie oorwin. Dit kon hom nie oorwin. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, ons voel hoe groot is ons God. You are coming on. Sin sy aan, begin en die ende, die God
Vriende, ons sluit die preekgedeelte sluit ons af met die laaste wat Jesus vir Maria sê, gaan vertel. Gaan na my broers toe en sê vir hulle. En vanoggend kom die Here ook na ons toe, in 'n wêreld wat hoop verloor het, in 'n wêreld vir wie, as jy vra wie God vir julle is, dalk sê maar, ek glo nie meer nie, ek is te moedeloos, ek is te hopeloos. Vir so 'n wêreld stuur die Here ons na toe om te gaan sê, Jesus Christus lewe. En hy maak regtig al die verskil in hierdie wêreld. In 'n stikkende wêreld met stikkende verhoudings, wêreld wat stikkend is in met magsbehepte mense in beheer, 'n wêreld waar mense sukkel om te oorleef, in 'n wêreld waar ons siekte tussen ons beleef, in 'n wêreld waar dood ons seermaak. In so 'n wêreld stuur die Here vir ons uit om te sê, ek gaan vertel, Jesus Christus het opgestaan. En ek weet, dit is nie altyd vir ons maklik om dit onder woorde te bring nie. My belewenis is, leef dit, dat Jesus leef. Ek het dit al soveel keer in die bediening gesien, mense wat deur baie, baie moeilike omstandighede gaan. Mense wat kinders aan die dood afstaan, dis vir my amper half die ergste. En wat nog steeds kan getuig, terwyl hulle hartseer is, maar ons weet, Jesus Christus leef. Omdat hy leef, het die dood nie die laaste sê nie. Omdat hy leef, het kanker nie die laaste sê nie. Omdat hy leef, het stikkende verhoudings nie die laaste sê oor my lewe nie. Dit is hoop. Dit is ware hoop, wat die Here ons mee uitstuur om in hierdie wêreld te gaan vertel. So, vanoggend sê die Here vir ons ook, gaan leef. Iemand het gesê oor getuienis, gaan leef die getuienis en as dit nodig is, gebruik woorde. Leef dit, dat Jesus leef. En as dit nodig is, gebruik woorde om daarvan te getuig. Die Here wil jou gebruik, dis nie of nie, die Here wil nie die ou net langs aan jou gebruik nie. Soos wat jy en ek hier vanoggend is, sê die Here, gaan vertel. In ons werksomstandighede, in ons leefomstandighede, in ons familieomstandighede, gaan vertel. En nou, met hierdie nuwe hoop, gaan ons 'n nuwe lied vanoggend aanleer. Dit is nie 'n moeilike lied nie. As jy kan wals, dan het jy al klaar die ritme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so dis die ritme van die lied. Wonderlike woorde, die sanggroep gaan vir ons voortgaan, en soos wat jy om agterkom, sing saam. Ancient of days,
Ons gaan oor in aanbidding in Here Jesus, terwyl ons hierdie sing, dat U die koning van alle konings is, wil ons erken dat daar geen einde aan U koninkryk en aan U regering is nie, dat dit vir altyd sal wees, dat daar geen einde aan U liefde is nie, dat niks U opstandingskrag kan oorwin nie, dat U vanoggend ook hier as die opgestaande Here vir ons sê, kyk, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Kyk, ek het die dood oorwin. Ek hou die sleutels van die doderyk, hou ek in my hande. Ek het beheer daaroor. Daarvoor aanbid ons U. Daarom kom ons ook vanoggend, Here, as ons mense opdra in voorbidding. Mense wat sukkel met hulle gesondheid. Dit is 3 name daar, maar hier is dalk baie meer, Here, wat stoei met gesondheid. Mag U opstandingskrag genesing skenk, mag U opstandingskrag ook troos skenk. En ook vir langtermyn siekes, mense wat al moedeloos is, wat al 'n lang pad loop met siekte en met gesondheid. Mag U opstandingskrag op hierdie besonderse oggend ook deel wees van hulle lewe. Mag U Heilige Gees vir hulle verseker dat niks vir hulle kan skei van U liefde nie. Mag U hulle en hulle gesinne vashou met opstandingskrag. En so bid ons vanoggend ook vir ons gesinne, vir huwelike, dat U opstandingskrag ook deel sal wees van ons huwelike. Ons bid vir verhoudings tussen ouers en kinders, U opstandingskrag ook daarso. Ons bid, Here, vir bekommernisse wat dalk deel is van ons lewe. Kom met U opstandingskrag en gee vir ons U vrede. Dit alles bid ons in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons gee geleentheid om die Here te vereer met ons dankoffers. Light of eternity, ancient of days, glorious in holiness, worthy of praise, wonderful Counselor, we will adore. You have created us, God evermore. We adore You.
with your commanding voice, storms become still. All will acknowledge you, all will proclaim, you are the King of Kings, great is your name. We adore you, lifting praises to God evermore. Vriende, so 'n paar afkondigings vinnig net. Bybelstudie Dinsdag, ons gaan 'n bietjie oor die pad na Emmaus toe praat. Donderdag, ons manne wat bymekaar kom, lekker kuiergeleentheid en deelgeleentheid. Greytown Kinderhuis, die benodighede daarso. Die persone wat verjaar in hierdie week. En dan volgende Sondag is Dr. Dawie Oosthuizen hierso van die Bybelgenootskap, die 27ste. Ons gaan so 'n bietjie vir 'n week net so 'n bietjie afvat. So volgende week is ons nie hierso nie. As jy kyk by die deure, is daar neem ons op vir die noodfonds kollekte. As 'n omgeefonds, ons glo in ons harte weet ons dit dat die Here ons seën om ook tot seën te wees. So as jy kan bydra, help vir ons daarmee. Die vroue, 'n kamp wat kom in Augustus, die 15de Augustus, kyk daarna. En dan is ons nou hierso by die seën van die Here. Vanoggend is ons hierso en die kruis is leeg, die kroon is nie meer daarop nie. En die Here leef. Die kruis is leeg, maar dankie tog Here, die graf is ook leeg. En dit maak al die verskil. Dit maak dat ek vanoggend vir julle die seën van die Here kan toebid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die een wat opgestaan het, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, by elke een van ons wees en bly. Kom ons staan, en dan sing ons die seën van die Here. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou,
Here seën jou en bewaar